Liewe gelowige, ek wil graag vandag met jou gesels oor die tema, die begin van 'n nuwe era. Ons herdenk vandag Hemelvaartsdag en letterlik is dit die begin van 'n nuwe era. Kom ons lees nou saam uit Handelinge 1, enkele verse. Ek begin by vers 6. Toe hulle keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En dan sien ons in Lukas 24 vers 50 staan daar: Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En dan lees ons in Handelinge 1 vers 9, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Hoor hierdie woorde. Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Tot sover ons skriflesing. Vriende, ek onthou goed die tyd toe die eerste manne na die maan gevaar het. As kind het ek met my oor so teen die radio gesit en luister. En ek het spesifiek geluister na Neil Armstrong se woorde toe hy op 20 Julie 1969 die eerste tree op die maan gegee het. Letterlik die eerste mens geword wat ooit op die maan geloop het. En toe het hy hierdie woorde gesê: One small step for men, one giant leap for mankind. En weet jy, dit was 'n geweldige groot gebeurtenis vir die hele wêreld. Maar Jesus se hemelvaart was veel magtiger. En niemand kon nog ooit vermag wat God gedoen het nie. Hemelvaartsdag is die herdenking van die dag toe Jesus opgevaar het na die hemel. En die implikasies van Jesus se hemelvaart was fenomenaal. En ek wil die boodskap gebruik om 'n paar waarhede oor Jesus se hemelvaart vir jou deur te gee, wat jou kan help om die evangelie boodskap nog beter te kan verstaan. Let op, hierdie hemelvaart was van so 'n aard dat die mense Jesus fisies kon sien opgaan in die hemel en hom ook kon hoor praat. En daarom kon hulle agterna daarvan getuig. En dit was moeilik vir die ongelowiges om hierdie gebeure sommer net af te maak as onwaar. Want selfs die dinge wat Jesus vooruit voorspel het, wat na sy hemelvaart sal gebeur, het alles waar geword. En dit alles bevestig dat Jesus se hemelvaart deel was van 'n groter plan wat God gehad het. Die wonder van Jesus se hemelvaart was so belangrik, dat die eerste gelowiges hierdie gebeurtenis deel gemaak het van 'n algemene geloofsverklaring of 'n geloofsbelydenis wat hulle van daardie tyd af bely het en vandag nog oor die wêreld hardop bely word. Dit staan vandag bekend as die apostoliese geloofsbelydenis. Nou die hemelvaart van Jesus vorm deel van God se groter plan. Die Bybel verklaar van die begin af dat Jesus Christus vanaf God die Vader gekom het, so sê Johannes 16 vers 28, en dat hy in 'n menslike gestalte tussen ons hier op aarde kom woon het. Die woord het vlees geword, sê Johannes, en dat hy tydens sy hemelvaart opgevaar het na die hemel, en dat hy nou aan die regterhand van God die Vader sit, waar hy vir ons intree, sê Romeine 8 vers 34. Nou Christus se opstanding uit die dood en sy hemelvaart vorm 'n eenheid.
En vir die Emmausgangers verduidelik Jesus dat hy al hierdie dinge moes ly en deurmaak om in sy heerlikheid in te gaan. En die 40 dae tyd tussen sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart het 'n simboliese betekenis. Dit herinner vir my sterk aan die Ou Testamentiese beeld van Moses, wat die wolk ingegaan het en verder die berg opgegaan het en vir 40 dae en 40 nagte in God se teenwoordigheid gebly het, om deur God onderrig te word. Nou het jy ook al gewonder, waar het Jesus gebly in die 40 dae tussen sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart? Niemand maak enige melding daarvan nie. Maar wat wel genoem word, is dat Jesus verskeie kere aan sy disippels verskyn het. En daaruit kan ons aflei dat Jesus nie soos voor sy kruisiging saam met sy disippels gewoon het nie. Want na elke verskyning het hy weer verdwyn. En hierdie verskynings was liggaamlik en 'n mens kon immers steeds aan Jesus vat en voel. Tog was hy nie aan ons tyd of ruimte gebonde nie. Want hy kon deur 'n toedeur beweeg en hy verskyn en hy kon weer verdwyn. Nou die hemelvaart van Christus staan dus in die perspektief met sy ander aardse verskynings wat plaasgevind het na sy opstanding uit die dood. En Christus het in hierdie tyd van 40 dae verskeie kere aan sy disippels verskyn om hulle oor die koninkryk van God te onderrig. En ek wil 4 aspekte van hierdie hemelvaart vandag met jou bespreek. Die eerste een is, Christus se hemelvaart is 'n teken van oorwinning. Paulus beskryf Christus se hemelvaart in Efesiërs 4 vers 8 soos volg. Hy sê, toe hy na die hoogte opgevaar het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Nou vir die lesers van daardie tyd was Paulus se beeldspraak baie goed bekend. Dit was daardie tyd gebruiklik dat 'n koning of 'n generaal wat teen 'n vyandige mag opgetrek het en oorlog gaan maak het en dan die oorwinning behaal het, met sy terugkeer 'n triomftog deur die stad gemaak het. En tydens hierdie triomftog is die koning of generaal dan deur sy landgenote toegejuig. Was 'n luisterryke gebeurtenis. En agteraan die strydwa is die vyand wat hy oorwin het, se leier dan vasgemaak. En daarna, agter hierdie leier, het die geboeide kruisgevangenes gevolg, sodat almal hulle kon sien. En terwyl hierdie generaal dan voortry met sy kruisgevangenes saam met hom, het hy van die buit wat hy geneem het in hierdie oorwinning, het hy uitgestrooi na sy juigende, singende bewonderaars. Sien jy hierdie prentjie voor jou, hoe hierdie oorwinningstog deur die stad gaan? Nou Paulus wil in Efesiërs 4 vers 8 verduidelik. Dit is ook wat Christus se hemelvaart was. Christus se hemelvaart is 'n triomftog van 'n almagtige God, wat sy vyand die Satan aan die kruis verslaan het. En nou op 'n luisterryke wyse na die hemel terugkeer. En sy hemelvaart is die teken van sy oorwinning oor die magte van die duisternis wat teenoor hom stelling ingeneem het. Die grootste stryd wat die wêreld ooit gesien het, is gestry. En die grootste oorwinning ooit is behaal. Die Satan is oorwin en die dood is oorwin. En Christus keer triomfantlik terug na die hemel as die oorwinnaar. En in die geestesoog kan ons hierdie kruisgevangenes sien wat vasgebind eintlik agter Christus kom. Paulus beskryf hierdie oorwinning so in Kolossense 2 vers 14 tot 15. Hy sê, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. En hoor nou,
Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Nou hierdie oorwinning van Christus het die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag moontlik gemaak. En ons kan sê, die buit wat Christus aan die mense uitgedeel het, is die vervulling van die Heilige Gees en die talle gawes wat hy daarmee saam gee. En hy deel dit vrylik uit aan wie hy wil, soos hy wil. Hemelvaart is dus nie 'n hartseer gebeurtenis nie. Hemelvaart is 'n triomftog van Christus en ons deel in sy oorwinning. En Pinkster is die wonderlike uitdelingsgebeurtenis wat gevolg het op sy hemelvaart. Die tweede gedagte wat ek wil noem is, Christus se hemelvaart is tot ons voordeel. In Johannes 16 vers 7 sê Jesus, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Net voor sy hemelvaart het hy aan sy disippels opdrag gegee om in Jerusalem te wag op die doping van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n paar dae later op Pinksterdag uitgestort. En dit is hierdie wagtydperk wat tradisioneel die tydperk geword het waar tydens talle kerke vir 10 dae lank 'n gebedstydperk hou. En hemelvaart was die waarborg vir ten minste 4 voordele wat ons sou ontvang. A. Die Heilige Gees is op Pinksterdag sigbaar uitgestort en sedertdien ontvang elke gelowige God se inwonende Gees. En saam met die Gees wat in ons woon, ontvang ons ook die vrug van die Gees. Daarmee saam ontvang elke gelowige ook spesifieke gawes. Nou Paulus noem byvoorbeeld in Efesiërs 4 vers 11 enkele gawes. Hy praat van apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Dit was gawes wat God vir die kerk gegee het om die kerk op te bou. En hierdie gawes het ten doel gehad die uitdra van die evangelie. En Christus bemagtig dus sy volgelinge om hierdie triomftog op aarde voort te sit. En dan in 1 Korintiërs 12 en in Romeine 12 word nog meer gawes opgenoem. En ook hierdie gawes is gegee om die evangelie op verskillende wyse uit te dra. En alles het ten doel om die koninkryk van God uit te bou. Die uitstorting van die Heilige Gees maak dat God in ons kan woon. En hy is nou vir altyd hier by ons teenwoordig. Die Gees van God is nie net beperk tot ons tydsone en natuurwette nie. Die Gees van God is oral. Elke mens kan met God in enige taal kommunikeer en hy kan oral sy teenwoordigheid persoonlik beleef. Nou B, die tweede voordeel B, na Jesus se hemelvaart word lewe na dood vir ons 'n werklikheid. Christus het nie net alleen uit die dood opgestaan nie, maar ook na sy Vader in die hemel gegaan. En Jesus het voor sy vertrek beloof dat ons ook saam met hom by sy Vader sal woon. Die hemel word vir ons nou 'n werklikheid. Ons kan dit met vrymoedigheid glo, omdat al Christus se beloftes waar geword het. Hy het in Johannes 14 aan ons beloof dat hy vir ons 'n plek in die hemel gereed gaan maak. En as die plek gereed is, kom hy terug om ons na hom te neem. En ons weet dit is waar, want al sy ander beloftes het waar geword. Hy het byvoorbeeld beloof dat hy na 3 dae uit die dood sou opstaan. En dit het hy gedoen. Hy het beloof dat hy die Heilige Gees sou kom uitstort. Dit het hy gedoen. Hy het beloof dat hy sal terugkeer om ons na die hemel te neem. En daarom sal hy dit ook verseker doen. Die derde een, nommer C. Sedert die hemelvaart
het ons Jesus nou as ons regter of ons regsverteenwoordiger by God, die Vader. Hierdie is 'n geweldige groot voordeel. Want Jesus sit op die troon, die regterstoel, waarvoor ons almal sal moet verskyn. En die goeie nuus is, ons het nou reeds vryspraak by God deur Jesus. Jesus het ons skuld aan die kruis op Golgotha reeds betaal. Ons is reeds deur sy bloed gereinig. Daar is dus geen veroordeling meer vir ons nie. Wie gehoorsaam volg, kan dus hierdie triomftog veilig voortsit. Want ons het 'n regter wat vir ons intree by God. Die vierde voordeel. Christus se hemelvaart hou ook die voordeel in dat hy daar by sy Vader vir ons in gebed intree. Romeine 8 vers 34 sê hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Hy bid vir ons. Hy tree vir ons in gebed in by sy Vader. Daar lê dus 'n beskermende en 'n bewarende krag in hierdie intree gebede. En hy tree getrouer vir ons in gebed in as wat enige aardse pa of ma kan doen. Ons het dus goeie rede om vandag Jesus Christus se hemelvaart as 'n triomftog te vier. So hier is 4 kosbare voordele. Die derde hoofgedagte wat ek vir jou wil gee is, Jesus se hemelvaart was die begin van 'n nuwe era. Want Jesus het sy werk op aarde afgehandel. Hy lei sy disippels na Betanië, na die Olyfberg, waar hy hulle die hande oplê, hulle seën en hulle groet. En hy gee aan hulle finale opdragte, en daarna vaar hy op in hulle teenwoordigheid in die hemel in. En hulle kon hom dophou, tot hulle hom nie meer met die blote oog kon sien nie. Nou wat het hier gebeur? Jy sien, Jesus het vir hulle nuwe opdragte gegee, en hulle bemagtig vir 'n nuwe roeping. Dit was die begin van 'n nuwe era in die kerk van God. En Jesus self was dus eintlik die stigter van sy kerk op aarde. En die gelowiges op aarde het 'n nuwe era betree. In sy gebed in Johannes 17 het Jesus al voor sy kruisiging teenoor sy Vader verklaar. Hy sê, ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. En later in die kruis, onthou jy, het Jesus verklaar, dit is volbring. Nou Jesus se hemelvaart gaan nie oor die fisiese verplasing van 'n persoon na die hemel, soos wat met die ruimtevaarders gebeur het nie. Soos wat Neil Armstrong byvoorbeeld gedoen het nie. Het gaan nie net oor die fisiese verplasing van 'n persoon nie. Dit is nie wat die gelowiges destyds van Jesus se hemelvaart onthou het nie. Daar was meer betekenis in hierdie gebeurtenis. Dit was letterlik die oordra van verantwoordelikheid van Jesus na sy disippels. Jesus het voor sy hemelvaart die groot opdrag woordeliks gegee. En hy het uitgespel wat hy van die gelowiges verwag om te doen, totdat hy weer eendag sou terugkeer. En dit was dus nie net 'n fisiese gebeurtenis nie, maar ons kan eintlik sê ook 'n missionele gebeurtenis, 'n missionale gebeurtenis. Jesus het lank vooruit in Johannes 14 reeds hierdie missionale gebeurtenis verduidelik. Hy het vir Filippus gesê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Jesus was dus deurgaans besig om 'n groot mandaat aan die gelowiges wat agterbly oor te dra. En let op, Jesus was nie bekommerd of sy disippels goed genoeg toegerus was om dit te doen, en of hulle die deursettingsvermoë
sou hê, of die wilskrag sou hê, om dit te doen nie. Hy doodgewoon verklaar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. En in Lukas 24 vers 47 gee Jesus die opdrag. Hy sê in sy naam moet daar bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Hy sê, julle is getuies hiervan, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar, julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Jesus het dus elke gelowige deur die uitstorting van die Heilige Gees met krag toegerus om sy getuies te wees. Vandag sê ons maklik, ek is te besig, of ek het nie die tyd nie, of ons sê, weet jy, ek kan nie, ek is te oud, of anders sê ek is te jonk, anders sê weer, ek is te onervare, ek weet nie hoe nie. Maar vriende, wanneer jy dus sê, ek kan nie, dan sê jy eintlik vir God, ek wil nie. Want Jesus het jou reeds toegerus deur sy Gees, sodat jy werklik kan getuig. Jesus het groot geloof gehad dat die disippels die ding sal kan doen. Hy het geglo, die gelowiges sal mekaar toerus, en dit was ook presies wat gebeur het. 2 Timoteus 2 vers 2 verduidelik dit. Dit is presies hoe dit gebeur het. Hulle het mekaar toegerus, die een die ander. Dit is soos 'n aflosstokkie wat die gelowiges vir mekaar aangegee het. En die disippels het na Pinksterdag deur die krag van die Heilige Gees begin om te getuig, soos wat niemand ooit verwag het dat hulle sou doen nie. Hulle het met passie, met durf, met energie, met deursettingsvermoë en met groot ywer getuig. En alle gelowiges het hulle gawes gebruik om op verskillende maniere van God te begin getuig en sy koninkryk uit te brei. En dit gebeur vandag nog. Vandag is dit my en jou beurt om van God te getuig. Elke gelowige kind van God word met die Heilige Gees toegerus om vir God 'n getuie te wees. En die vierde en die laaste wat ek wil noem is, die hemelvaart bevestig dat Jesus weer gaan terugkeer. Jesus het openlik verklaar dat hy weer sal terugkeer. Tydens sy aardse lewe het Jesus aan sy disippels verklaar dat hy gaan om vir ons 'n woonplek by sy Vader te maak en dan weer sal terugkeer om ons te kom haal. Jy kan dit in Johannes 14 lees. En dit word ook bevestig deur die 2 mans in wit klere wat skielik verskyn het. En waarskynlik was hulle engele. En hulle sê, hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien gaan het. Jesus sal dus fisies terugkeer, en dit sal vir almal sigbaar wees. Niemand weet wanneer Jesus sal terugkeer nie. En vriende, as mense sê hulle weet, dan jok hulle doodgewoon. Want Jesus het verklaar, net die Vader weet dit. Jesus het wel gesê, daar sal 'n klomp tekens plaasvind voordat hy sal terugkeer. En hy het hierdie tekens ook vir ons genoem. Hy het byvoorbeeld gesê, daar sal oorloë en gerugte van oorloë wees. Daar sal aardbewings kom. Daar sal hongersnode wees. Gelowiges sal gemartel word. Sommige sal doodgemaak word vir hulle geloof. Ander sal mishandel word, gehaat word. Met ander woorde, daar sal 'n groot verdrukking van talle gelowiges plaasvind. Sommige mense sal ophou om in God te glo. En daar sal ook baie vals profete na vore kom. Mense sal God se woord al meer minag en hulle liefde vir God sal verkoel.
En dit beteken doodgewoon, hulle sal al minder van hulle tyd en hulle besittings en hulle energie aan God wy. En al minder van hom getuig. En al minder diensbaar vir God wees. Nou sommige van hierdie tekens het reeds in die eerste generasie na Jesus se hemelvaart in vervulling gegaan. En daarom het baie disippels gedink en verwag dat Jesus nog in hulle leeftyd sou kom. Maar vriende, Jesus het ook gesê, hy sal nie terugkeer voordat die evangelie van verlossing nie eers deur die hele wêreld verkondig is en al die nasies die geleentheid gekry het om die evangelie van Jesus te hoor nie. So as ons wil hê dat Jesus se koms vinnig moet plaasvind, sy wederkoms vinnig moet plaasvind, dan moet u en ek die evangelie van Jesus aan almal verkondig. En ons weet, hierdie verkondiging van die evangelie het al groot dele van die wêreld bereik. En daarom weet ons, Jesus se koms is vandag nader as ooit voorheen. En ek wil sommer nou vir jou 'n persoonlike vraagie vra. Wees eerlik, verwag jy nog dat Jesus regtig weer sal terugkom? Verwag jy regtig dat Jesus sal terugkom? En weet jy, ek wil jou daaraan herinner, Jesus het 'n paar gelykenisse vertel om te verduidelik wat ons as gelowiges in hierdie tyd moet doen voor sy wederkoms plaasvind. Wat moet ons hier op aarde doen terwyl ons wag? Onthou hierdie gelykenis van die eienaar wat weggegaan het en slawe gehad het wat vir hom moes werk. En dan was daar getroue en ontroue slawe in hierdie groep. En die ontroue slawe het gedink die eienaar sal nog lank wegbly. Hulle het fokus verloor en die slawe het onderling beginne beklei en stry en hulle het hulle dronk gedrink en dit was 'n hele die mekaar spil. Maar die getroue slaaf was waaksaam en hy bly werk. En sy eienaar sal hom dus aan die werk kry as hy terugkeer. Maar Jesus het ook gelykenisse vertel om ons paraatheid op te skerp in hierdie tyd wat ons op sy terugkeer wag. En een van hierdie gelykenisse, onthou hier was die gelykenis van die 10 meisies wat hulle lampe gevat het en vir die bruidegom gaan wag het. En dan was daar mos nou die 5 onverstandiges wat nie ekstra olie saamgeneem het nie. En hulle moes toe eers olie gaan koop. En die gevolg was dat hulle die bruidegom gemis het en uitgesluit was uit die onthaal. En met hierdie gelykenis het Jesus doodgewoon beklemtoon hoe belangrik is dat ons paraat is, dat ons geloofsekerheid sal hê, dat ons sal verwag dat Jesus se koms naby is. Moenie onvoorbereid op Jesus se koms wag nie. Doen alles wat jy wil doen voordat Jesus kom, want Jesus kan jou onverwags deur die dood kom haal. Wees daarom gereed om God enige oomblik op enige plek te ontmoet. En vriende, deur die geskiedenis het gelowiges wat bidend gewag het op God 'n vars aanraking deur die Heilige Gees met God gehad. Wanneer God jou deur sy Gees vernuwe, dan is dit blywend en dit verander jou hele lewe. Wie geestelike herlewing verwag en dit van God vra en hulle in hulle hart voorberei dat God dit vir hulle sal gee, daardie mense sal dit ook werklik ontvang. Ek wil vir jou 'n klassieke voorbeeld gee. In Handelinge 4 vers 29 is die disippels. Hulle word gedreig, hulle is benoud, hulle is bang en dan oorkom hulle vrees deur te bid en te vra dat God weer vir hulle die vrymoedigheid moet gee en die dapperheid moet gee om van hom te begin getuig. En dan skielik, dan skud die plek waar hulle bymekaar was. En dan word hulle met die Heilige Gees vervul. En dan begin hierdie mense kragtig van God getuig. Maar in die moderne era is daar ook voorbeelde van kragtige herlewings.
In 1857 tot 58 het daar byvoorbeeld 'n herlewing in Amerika uitgebreek. En ons lees in die geskiedenisboeke tot 50.000 bekerings het per week gevolg. En Edwin Orr het bereken dat in totaal ongeveer 1 miljoen nuwe bekeerlinge tot die kerk bygevoeg is. En omtrent nog 'n bykomende miljoen mense het in daardie tyd 'n geestelike verdieping beleef. En hierdie herlewing het voortgegaan en het versprei na Wallis en na Skotland en na Ierland en na Brittanje, na Duitsland en na Indië en in 1860 ook in Suid-Afrika. Ek wil afsluit. 2 Kronieke 16 vers 9 sê: Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Vriende, kom ons herdenk vandag Jesus se hemelvaart met die biddende verlange om weer 'n vars ontmoeting met God te ondervind, sodat ons ook kragtige getuies vir Jesus Christus kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ook ek het vandag hierdie behoefte en hierdie verlange om 'n vars ontmoeting met U te beleef. O Vader, ons wil vra dat U deur die Heilige Gees vir ons 'n vars aanraking sal kom gee. En dat ons ook soos die disippels van destyds weer kragtige getuies vir U mag word. O, ons bid vir herlewing. Ons bid vir 'n deurbraak in ons eie gemeente. Ons bid, Vader, dat mense U as verlosser sal aanneem en dat baie mense kragtig van U sal getuig. Dankie, o Heilige Gees, dat U dit vir ons moontlik maak. Dankie, Here Jesus, vir U hemelvaart, wat al hierdie dinge vir ons kom moontlik maak het. Ons aanbid U en ons eer U. Amen. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag jy ook 'n kragtige getuie vir God wees, oral waar jy gaan.